Geseënde Paasfees en Opstandingssondag natuurlik vandag. Ek groet jou vanoggend soos die vroeë kerk mekaar gegroet het. Die Here het opgestaan, ja die Here het waarlik opgestaan. Welkom by SA Gemeente se aanlyn diens vandag. En dankie dat jy deel is van ons gemeente se netwerk en lewe waarin ons aan mekaar en aan God verbind word. Ek wil jou vandag uitnooi na SA Gemeente se gesamentlike diens volgende Sondag, die 27ste April by Guildford. Ons gaan saam die Here loof en hom dank en daarna gaan ons saam eet en kuier. En ek wil jou vra, nooi mense dat ons in hierdie gemeenskaplike dag by mekaar kan wees. Dankie dat jy inskakel vandag en dat jy in hierdie lydenstyd saam met ons gereis het na hierdie opstandingsgebeure. Vir die afgelope 6 weke het ons saam met Johannes geloop. En ons het gehoor wie God is, wie Jesus is en wie jy is, wanneer jy en ek ons Here ontmoet. Ja, jy en ek is gestuur tot eer van God. Gestuur om jouself te gee, om Jesus se heerlikheid te wys. Gestuur om getuienis te lewer oor die waarheid. Ja, ons is gestuur in liefde. Ons is gestuur met genade en om te dien. Vrydag het ons gekyk na die dag toe Jesus gesterf het. Goeie Vrydag soos ons dit noem. En vandag gaan ons kyk na die dag toe Jesus opgestaan het. Opstandingssondag. Vandag se boodskap bevat 2 afdelings. Eerstens, wat het regtig gebeur? Ons kyk na wat Johannes gesien en geskryf het. En dan tweedens, hoekom maak dit regtig saak? Ons kyk na hoekom Johannes geglo het. En dit is belangrik vir jou en my. Kom ons buig die oë en kom ons begin ons diens vandag. Here, op hierdie Paasondag kom ons in stil verwondering voor U. Nie almal in dieselfde vertrek nie, maar verenig in dieselfde gees. U is God, nie van ver af nie, maar naby. U is nie beperk tot geboue of plekke nie. U is by elkeen van ons, waar ons ook al vandag mag wees. In 'n sitkamer, slaapkamer, 'n kombuis of 'n kar, in stilte of in gewoel. Dankie dat U teenwoordig is, in elke huis, in elke hart, in elke situasie, selfs waar daar pyn, onsekerheid of verlange is. U is die God wat teenwoordig is in die donkerte van Vrydag. U is die God wat teenwoordig is in die wag van Saterdag. U is die God wat teenwoordig is in die Paasvreugde van vandag se opstanding. Ons prys U vir die opstandingslig wat deurbreek in ons wêreld. Dankie dat U met ons saam vergader. Nie omdat ons fisies by mekaar is nie, maar omdat ons in U liefde verbind is. Here, maak ons vanoggend diep bewus dat ons as gemeente, as gelowiges, aan mekaar gewewe is in 'n heilige netwerk, U liggaam, die kerk. Gebind nie deur kabels of skerms nie, maar deur die krag en genade van Jesus. Ons is deel van iets groter, iets kosbaar, 'n lewende liggaam, 'n liggaam waarvan U die hoof is. 'n Lewende opdrag waarin U ons elkeen roep, versorg en stuur. Laat hierdie diens, hierdie boodskap vanoggend, hierdie digitale ontmoeting 'n ruimte wees waar U beweeg, genees, troos en opwek. Laat elke woord, lied en gedagte ons nader trek aan U en aan mekaar, want saam is ons U kerk. Amen. Vriende, in ons opgestane Jesus Christus, ons Here, ons hulp is in sy naam, in die naam van Jesus Christus, die een wat gesê het, ek is die lewe, die opstanding. Wie in my glo sal lewe, al het hy dan ook gesterwe. Genade, barmhartige vrede vir julle, van God ons Vader en die opgestane Here Jesus Christus, ons Here. Amen. Vriende, as Suid-Afrikaners ken meeste van ons die gevoel van, of ken ons iemand wat daardie gevoel ken, om by die huis aan te kom en die deur staan waawyd oop, wanneer dit nie moet wees nie. As jy al ooit voor so iets gestaan het, wat jou heeltemal uit die veld slaan, iets wat jou verstaan te bowe gaan, iets wat jou hart en kop laat hardloop, dan kan jy jou dalk indink dat daardie eerste Paasondag, hoe dit was. Donker, stil, 'n graf
En dan iets wat niemand verwag het nie, die klip is weggerol, die liggaam is weg, en in die plek van die dood en verwarring begin 'n nuwe verhaal. Johannes neem ons saam terug na daardie oomblikke van twyfel, soeke en uiteindelike geloof. Hy was daar, hy het dit gesien, en hy skryf nie vir ons 'n mooi storie nie, hy gee ons 'n ooggetuie verslag van die gebeure wat alles verander het. Jesus leef. En as Jesus leef, verander dit nie net sy verhaal nie, dit verander ons en ook. Dit bring 'n vrede, teenwoordigheid en 'n doel vir elke mens wat glo en in hom vashou. In Johannes 20 verse 1 tot 10 lees ons van die leë graf. Johannes vertel van die eerste oomblikke van die opstanding. En dis 'n dramatiese, verwarrende toneel van emosie, verwondering en uiteindelik geloof. Verse 1 en 2 sê dat Maria Magdalena vroeg na die graf uitgegaan het. Dit was nog donker geweest en sy sien die klip is weggerol en dadelik dink sy dat iemand Jesus se liggaam verwyder en gesteel het. Sy hardloop en sê dit vir Petrus en Johannes. Dan sê ek nie mooi daaroor dink, Maria reageer soos enige mens sou, hartseer, verwald, vol ontsteltenis, haar geliefde vriend en meester se graf is leeg, sy liggaam is weg. Dis ontstellend, dis nie bemoedigend nie. En daarom gaan deel sy dit met die mense wat sy hoop iets daaraan sal kan doen, of daar vir haar 'n antwoord sal kan hê of gee. Verse 3 tot 7 vertel dat Petrus en Johannes na die graf gehardloop het. Johannes kom eerste daaraan en hy kyk in, maar hy wag buite. Petrus het die resies verloor en hy kom tweede daaraan, maar hy gaan wel eerste in en hy sien die linnedoeke opgevou, die gesigdoek wat netjies opgevou is en op 'n ander plek geplaas is. Deur hierdie detail met ons te deel wil Johannes iets belangrik kommunikeer. Jesus se liggaam is nie gesteel nie, want ons almal weet, diewe vou nie op nie, hulle plunder en hulle maak 'n mok. Die opgevoude doeke is 'n teken van orde, nie van paniek en roof nie. Johannes gaan daarna toe ook in vers 8, as ek en jy lees. Toe het die ander disipel ook ingegaan, die een wat eerste by die graf gekom het, en hy het gesien en geglo. Johannes sien wat Petrus gesien het, en hy het gesien en geglo. Dit is die draaipunt. Johannes begin verstaan. Jesus se liggaam is nie weg nie, Jesus het opgestaan. Dit is nie net 'n leë graf nie, dit is die begin van die grootste waarheid van die Christelike geloof. Jesus Christus leef. Die eerste groot wending in Johannes 20 was die verdwyning van Jesus se liggaam. Maar in Johannes 20 vers 11 tot 18 verskyn Jesus aan Maria Magdalena. En dit is die tweede draaipunt wat ek en jy in Johannes lees, van die opstandingsverhaal. Die liggaam van Jesus verskyn weer en hy is lewend. Johannes fokus op Maria Magdalena, 'n vrou wat in haar rou die eerste is om die ongelooflike waarheid van opstanding te ontdek. Maria staan huilend by die graf. 2 engele kom na haar toe en hulle vra hoekom sy huil. Haar hart is gebreek. Hulle het my Here weggeneem, sê sy. Sy soek 'n liggaam, want sy verwag nie 'n wonderwerk nie. Sy soek net antwoorde. En dan draai sy om en sien Jesus, maar herken hom nie. Sy dink is die tuinier, 'n gewone man in die tuin. En dit wys ons hoe onvoorbereid eintlik sy was vir wat gaan gebeur. En daarom sê sy, as hy hom tog weggevat het. In vers 16 breek die oomblik dan aan. Jesus sê haar naam, Maria. Jesus sê vir haar, Maria. Sy draai haar om en sê vir hom in Hebreëus, Rabboni. Dit beteken leermeester. Dit is persoonlik. Dit is intiem en dit verander alles. Sy herken hom en dadelik roep sy uit Rabboni. Ons kan dink hoe bly sy was, maar hoe verward sy moes wees dat sy hom dalk net wou vashou of druk om bevestiging te kry dat sy nie droom nie. Maar Jesus sê sy moet hom nie vashou nie. Hy is op pad na die Vader toe. Maar hy stuur haar om sy broers te gaan vertel, ek vaar op na die Vader en julle Vader. Maria word die eerste getuie van die opstanding en die eerste gestuurde een. Die eerste groot wending in Johannes 20 is die verdwyning van sy liggaam, maar hierdie tweede wending is nog meer dramaties. Die liggaam van Jesus verskyn weer en is lewend. Dit is nie 'n spook of herinnering nie,
maar dis die opgestane koning. Die een wat op Palm Sondag soos 'n koning in Jerusalem binnegekom het, wat Vrydag gekruisig is, en wat nou opstaan, wat voor Maria staan, lewend, wandelend, sprekend. Die oomblik toe Jesus haar naam sê, besef sy, Jesus leef en hy ken my. Johannes gaan verder dan, in Johannes 20 vers 19 tot 25. En Jesus verskyn daar die aand aan sy disippels, die aand van die opstandingsdag. Vers 19 vertel, die disippels sit agter geslote deure, vreesbevange dat die Jode hulle gaan vervolg. En dan verskyn Jesus self aan hulle. Jesus verskyn in hulle midde en sê vir hulle, vrede vir julle. Die opgestane Jesus bring nie oordeel of verwyt nie, maar vrede. Vers 20 skryf, en nadat hy dit gesê het, wys hy hulle sy hande en sy sy. Die disippels was bly toe hulle die Here sien. Jesus wys sy wonde, sy hande en sy sy. En dit is dieselfde Jesus wat gekruisig is. En die disippels sien hom en hulle is bly. Dit dien as 'n bevestiging van die waarheid wat Maria vroeër van gesê het en verkondig het. Jesus is lewend. Hierdie ontmoeting vorm die hart van Johannes se getuienis. Johannes was self daar, hy het dit gesien en hy het dit geglo. Verse 21 tot 23 stuur Jesus hulle uit, soos die Vader hom gestuur het. Hy blaas op hulle en sê, ontvang die Heilige Gees. Die opstanding is nie net 'n gebeurtenis nie, dit is 'n oproep, dis 'n opdrag om soos Maria nou elkeen te glo, te gaan en te gaan getuig. Verse 24 en 25 vertel dan van Thomas, wat nie teenwoordig was nie. En toe die ander disippels vir hom sê, ons het die Here gesien, glo hy hulle nie. Sy reaksie is baie dieselfde as mense vandag. Hulle wil die wonde sien en hom aanraak. Want dit is moeilik om te glo sonder om self te sien. Johannes is duidelik. Dit is waar Jesus lewe. Johannes was self daar. Hy het hom gesien, hy het hom hoor praat. Hy was self by die kruis. Hy het sy wonde gesien. Hy het gestaan en kyk toe Jesus aan die kruis sterf. Hy het gesien hoe die soldate nie Jesus se bene gebreek het nie, omdat hulle geglo het dat hy reeds dood was. Hy het gesien hoe hulle die spies in sy sy steek en die bloed in die water sien uitvloei, wat tekens was van die werklike dood. Hy het self ook die leë graf gesien. En toe later daardie Sondag aand, Jesus self. Jesus het asem gehaal, gepraat en sy wonde gewys, dieselfde liggaam, maar lewendig. Johannes het nie 'n mooi storie uitgedink nie. Hy het geskryf oor iets wat regtig in die geskiedenis in tyd gebeur het. Iets wat hy met sy eie oë gesien en beleef het. Hou net in gedagte dat toe Johannes die evangelie, die biografie oor die lewe van Jesus geskryf het, daar reeds dekades verby verloop het. Dekades later het Johannes nog steeds dieselfde getuienis. Jesus leef. Byna al die mense wat saam met hom in daardie kamer en vertrek was, toe Jesus aan hulle verskyn het, is deur die owerhede doodgemaak. Juis omdat hulle aanhou volhou het dat Jesus leef. Johannes self het gevangenisstraf en die dood in die gesig gestaar, omdat hy hierdie biografie geskryf en versprei het, en tog het hy tot op sy sterfdag volgehou. Jesus leef werklik. Die graf is leeg, Jesus het opgestaan en die Here leef. Wat maak dit saak vir jou en my in 2025? Wat beteken dit vir ons? Johannes wou hê mense moet weet, die opstanding van Jesus verander alles. Dis 'n waarheid wat alles verander, vir die disippels en vir ons. Dis 'n werklikheid wat betekenis het vir elkeen wat hoor, glo en aanneem. Dis 'n nuwe betekenis vir lewe en dood. Nuwe lewe in die opgestaane Christus, wat dood beteken vir die ou mens buite Christus. Dis dood vir jou twyfel. Jou geestelike twyfel soos Thomas, jou twyfel in jou gebede omdat jy voel God antwoord jou nie vinnig genoeg nie. Twyfel omdat jy verlore voel, omdat jy God nie by jou kan sien of voel nie. Veral in die slegte en die moeilike tye. Dis 'n dood vir jou mismoedigheid, wat geanker is eintlik in jou vertroue op jou eie vermoëns.
wat jou moontlik laat depressief voel, wat dink jy's nie 'n goeie man of vrou nie, of dalk 'n ouer nie, wat jou soos 'n mislukking laat voel, wat jou laat sit en vas in 'n toekoms en 'n werk wat jou drome onderdruk. Dis 'n dood vir die uitstel en vertraging van verandering. Want soos my pa altyd gesê het en met reg, van uitstel kom afstel. Die graf is vandag leeg. Nou is die tyd om te hoor, te sien en te glo. En Johannes wil hê mense moet weet, die opstanding is nie net 'n gebeurtenis nie, dit is 'n persoon, dit is Jesus Christus. Johannes wil hê jy moet weet, die opstanding van Jesus verander alles vir jou. Die opstanding van Jesus beteken allereers vrede is nou moontlik. Toe Jesus na sy opstanding aan sy disippels verskyn, was sy eerste woorde aan hulle vrede vir julle. En om dit te beklemtoon het hy dit 2 keer gesê. Wat opvallend is dat Jesus dit sê vir mense wat hom misverstaan het, wat weggehardloop het toe hulle by hom moes staan. Hy verwyd hulle nie. Hy vra nie verskonings nie. Hy kom eenvoudig en sê, vrede vir julle. Dis wie Jesus is. Die opgestane koning van alle konings, die een wat die dood oorwin het en hy bied vrede aan. Nie wraak of straf nie. Hy wat heers oor alles, bied wonderlike vrede aan 'n wêreld wat hom minder as 3 dae gelede gesê het, weg met jou, kruisig hom. En tog aan hierdie wêreld, aan hierdie mense sê hy, vrede vir julle. Dis die krag en die genade van die opgestane Here. Die opstanding van Jesus beteken tweedens vir elkeen van ons, hy is vandag teenwoordig by sy mense. Nadat Jesus vrede oor sy vriende uitgespreek het, het hy op hulle geblaas en gesê, ontvang die Heilige Gees. Tydens sy bediening het Jesus geleer dat daar een God is in 3 persone, Vader, Seun en Heilige Gees. Die Vader het die Seun na die wêreld gestuur om hierdie goeie nuus te verkondig en mense te red deur vir hulle sondes te sterf. En toe het die Vader die Seun uit die dood uit opgewek, sodat hy vrede kon bied en die Heilige Gees kon gee aan almal wat sy vrede aanvaar. Elke persoon wat Jesus se aanbod van vrede aanvaar, ontvang die Heilige Gees. Hierdie Gees woon in elke gelowige, gee ons krag, hou vas ons, troos ons en verlaat ons nooit nie. Jesus is dus deur die Heilige Gees elke dag in sy kinders teenwoordig, tot die oomblik wanneer hulle laaste asem uitblaas en in die hemel ontwaak. Daarins leer die opstanding van Jesus ons dat dit moontlik is om met 'n diep verbintenis en lewensdoel te leef. Toe Jesus vir sy disippels sê, as julle die sondes van mense vergewe, word dit hulle vergewe. As julle dit weerhou, is dit weerhou. Jesus gee hulle nie die mag om self sonde te vergewe nie, want net hy kan dit doen. Maar hy gee hulle die opdrag om die goeie nuus van vergifnis te verkondig. Hulle is gestuur om vir ander te vertel dat mense deur geloof in Jesus se dood, se begrafnis, se opstanding, vergifnis en vrede met God kan ontvang en deel kan word van God se nuwe lewe en ewige familie. Elke mens verlang daarna om met betekenis te leef, om deel te wees van iets wat langer duur as hulle eie lewe. As ons net vir onsself en ons eie plesier leef, bly daar eintlik niks van waarde oor nie. Maar Jesus nooi ons, hy roep ons om sy vrede te aanvaar, sy teenwoordigheid te ervaar en om gestuur te wees om met 'n ewige doel te leef, om vir ander te vertel van die vrede wat ook vir hulle moontlik is en van die Here wat vir altyd teenwoordig is by die wat glo. Ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo sal lewe al het hy ook gesterwe. Dit sê Jesus in Johannes 11 vers 25. Die vraag is, wat maak jy met die leë graf? Wat doen jy as Jesus jou naam roep? As hy jou vrees vervang met vrede en jou nie net troos nie, maar ook stuur. Net soos Maria, net soos Johannes, net soos die disippels, is jy ook gestuur.
gestuur met 'n boodskap van lewe, gestuur met die vrede van Christus en gestuur met die krag van die Heilige Gees. Ja, God stuur jou. Nie omdat jy volmaak is nie, maar omdat hy leef. Nie omdat jy alles verstaan nie, maar omdat jy glo. En nie omdat jy alles het nie, maar omdat hy alles is. So gaan dan nou van hier af vandag verder met die wete dat die Here leef en dat hy saam met jou gaan om deur jou sy lewende hoop met die wêreld te deel, daar waar jy leef, werk en speel. Ek wil jou uitnooi vandag, in steede daarvan dat ons 'n afsluitingsgebed het, dat ek en jy saam met die kerk van alle eeue ons geloof bely. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die wederopstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Mag die opgestane Here Jesus Christus jou hart vul met vrede, jou dra deur sy teenwoordigheid en jou lei met sy Gees. En mag jy weet, die graf is leeg, die Here leef en jy is gestuur. Gaan dan nou in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, om sy lig, sy liefde en sy lewe na die wêreld toe te dra. Amen. 'n Geseënde opstandingssondag vir jou en elkeen daar by jou. Ons sien uit om jou volgende week by Guildford te sien en saam te kuier, maar tot dan mag jy weet, die Here het waarlik opgestaan en dat sy vrede met jou is. Tot volgende keer. Totsiens.